Here Jesus, dankie dat ons weet. Maak nie saak waar ons onsself vind nie, U is in beheer vanoggend. Here, dankie dat ons weet. Here, U maak ons siele beter voel. Here Jesus, U is die een wat ons weer nuwe moed gee, nuwe krag gee, nuwe energie gee, Here Jesus. Papa Vader, vanoggend kom ons net en ons wil weer dankie sê. Dankie vir hierdie amazing oggend wat ons in U teenwoordigheid kan. Here, dankie dat U God is, lewendige Vader is, die een wat ons lei, die een wat ons stuur, en ons net vanoggend omvou met U liefde, Here Jesus. Omvou met die genade, en dat ons weet, Here Jesus, maak nie saak wat, U is vir ons lief. U help ons om die lig te wees, U help ons om 'n verskil te maak, Jesus. En dan kom net en ek eer U daarvoor. Geloof dat U maak dit alles die moeite werd. Dankie daarvoor in Jesus groot en heilige naam. Amen. So, ek wil nou met julle praat oor God is lig. Maar dit is nog 'n challenge. Want God is lig, maak nie saak waar hy is nie, hy is daar, en God maak lig. Net so is ek en jy veronderstel om lig te wees. Want ons het God binne in ons. En as gevolg van die feit dat God binne in ons is ons veronderstel om die lig te laat skyn vir die wêreld. En dis nog iets om te doen. Dis 'n groot taak op ons skouers as kinders van God om net God se lig te laat skyn. Vir die wêreld te wys hoe amazing God is in die donker tye. Ek het nou die aand, Vrydag aand, ons met die manne hier so is, en ek sê vir hulle, ja, ons moet geloof hê. Ek sê ons moet uit die boot uitklim en soos Petrus wees om op die water te loop. En ek begin by 'n doodeenvoudige tree. Ek gaan dit doen. En net soos ek en jy veronderstel as kinders van God om die lig van God uit te dra vir die wêreld. Want God is lig. En as God se lig in ons is ons veronderstel om daai lig vir die wêreld te gee, sodat die wêreld God kan sien deur ons en in ons. Pastor Dave het altyd iets wat hy sê, dit is my so mooi, hy sê, dat as hy na my kyk, dat hy Jesus sien. En dis hoe ons moet weet, as ek en jy enige iewers is waar ons beweeg, moet as iemand na jou kyk, moet hy sê, "Sjoe, maar jy lyk baie soos Jesus." Hoekom? Want die lig wat ek en jy uitstraal vir die wêreld, moet die wêreld verander. As ek en jy God se lig hier binne in ons het, dan gaan dit die wêreld wat om ons is kan verander en mense moet positief beïnvloed word sodat hulle meer dan die mooi goed kan raak sien as wat hulle die negatiewe goed raak sien. Maar ek en jy wat hier sit en wat God se lig vir die wêreld moet dra, moet dit wys. So ek wil hê jy moet nou vanoggend, ek gaan 'n paar gedeeltes uit die Bybel uit gebruik vanoggend om oor God se lig te praat, maar dan wil ek dit toepas op my en jou. So ek wil hê met as jy jou Bybel het, dan gaan ek dink ek op die skerm ook gooi, is Psalm 27. Ek wil hê jy moet vir my na Psalm 27 toe gaan. Psalm 27 vers 1 sê, of die opskrif is, die Here is my lig en my redder. Dan sê dit, die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As gevolg van God se lig wat in ons is, omdat God by ons is, het ons eintlik nie veronderstel om vrees te hê. Want God is my toevlug, en God is lig, en waar lig is daar nie duisternis. Ek meen, ons het nou vanoggend 'n klein demonstrasie gedoen, en as ons nou hierdie plek om pikdonker gehad het, as Antoinette het die liggie aangesteek, sy het hom gegee vir Kyla, en Kyla het almal se liggies aangesteek, en vat een persoon se liggie wat skyn om die res van die wêreld aan te steek.
Dit vat een persoon wat bereid is om te sê, ek gaan my lig laat skyn. Dit is soos die kerk se visie is om 'n lighuis vir die wêreld te wees. So ek en jy moet 'n lighuis vir hierdie wêreld wees wat so donker is. Ons moet uitstaan bo alles. Ons moet eintlik 'n toring wees wat vir almal wys, hier is lig. Want as ek en jy die lig vir die wêreld kan wees, kan ons die wêreld verander. Ek sê ek dink was gisteroggend dat ek en Antonie, voordat ons rugby toe is, ek sê van Antonie, weet jy wat is my hartseer? Mense besef nie hoe naby die tyd is vir Jesus om terug te kom. As ek alles dophou en alles, ek sê van, verstaan al daai goed so lekker altyd nie. Maar ek lees die Bybel, en die bietjie wat ek lees, sê vir my, ons moet reg wees. En wat as Jesus kom? Wat as hy jou en my kom haal? Gaan ek nie reg wees? Gaan ons lig so skyn dat ek kan, weet, Jesus Petrus kom, hy skyn sy lig, hy moet gevat word, hy kan nie bly nie. Of gaan hy moet soek? Waar is Petrus? Waar staan jy? Bly jy? Jy moet alleen sien, waar lig jy moet skyn? So kan ek gaan vanoggend, elkeen van ons moet ons lig so helder laat skyn. Ek kyk nou na die lig wat deur hierdie ding skyn vanoggend. Hy het al verblind ook, so dis kom ek so rond daar, so wat ek probeer om is. Ja, dis hoe ons lig, hy moet jou verblind, man. Ons moet so verblind wees dat mense dit moet in hulle face wees, hulle moet nie kan anders as om Jesus te wil volg nie. Ons moet radikaal vir Jesus gaan. So as ons lig skyn, en dis waar dit kom, Jesus sê, of die woord sê, Jesus is die lig, of God is die lig, en as gevolg van God wat die lig is, hoef ons nie bang te wees nie, want hy is ons toevlug. Ons kan na hom toe kom. Ons kan by hom veilig voel. En ek dink ons mis dit. Ons vergeet dat God ons toevlug is. Ons vergeet dat God ons rots is. Ons vergeet dat God die een is wat ons help. En as ons dit kan in ons lewe toepas, dat ons besef dat volgens Psalm 27 en ons moet dit eintlik in ons lewe ingraveer en ons God is die lig en as gevolg van sy lig het ek 'n toevlug. Het ek 'n plek om veilig te voel vandag. Want dis wat mense wil hê vandag. Mense wil veilig voel. Mense wil voel hulle is beskermd. Daar's iemand wat na hulle vooruitkyk. Wat wil kinders hê? Kinders wil graag 'n ma en 'n pa wat vir hulle uitkyk, wat hulle beskerm. Reg? Hulle wil veilig voel by jou. En net so het ons die beste pappa wat in die wêreld is, want hy is nie net 'n pappa nie, hy is die lig en as gevolg van sy lig, weet ons waar hy moet gaan. En kan ons veilig voel. Amen. Nou ja, kom ons gaan aan. Vers 2 sê, as misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. So maak nie saak wie na jou kant toe kom of wat. Because of God's light, you will be safe. God se gelig gaan so sterk skyn, hulle gaan nie naby jou kom nie. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs as hy die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Weet jy wat, dit is wat ons streef moet wees? Om in die huis van die Here te wees. Om veilig te voel. Om so dit moet ons alles wees in ons. Dit moet ons strewe wees om by Jesus te wees. Moenie jou eie oor die wêreld sien. Net Jesus. Sy teenwoordigheid. En dit is wat is die kerk verteenwoordig sy teenwoordigheid. Ek en jy moet sy teenwoordigheid najaag. So jy moet die kerk toe kom
om kerk toe kom. Jy moet kerk toe kom, want jy wil in sy teenwoordigheid wees. En waar voel jy veilig? In sy teenwoordigheid. As ek en jy kan veilig voel, hierso beskerm voel, wat dan? Dan gaan jy dit soek. Dan gaan jy gemaklik voel. Weet julle wat, is my baie keer so amazing. As 'n mens kerk toe kom, jy weet, jou lewe is gejaagd. Ja? Jou hele week is gejaagd. Jy jaag van punt A na punt B en dan vandaag en hy kom, en so kom jy en dan op die eind, nou kom 'n Sondag, en party Sondags is my so amazing. Weet jy wat, as die worshipspan begin worship, dan begin ek net so kalm raak. Because I'm in God's presence. Because I can feel, and then I feel safe. En wanneer ek safe voel, dan kan ek rustig raak. Dan hoef ek nie te worry. Dan is dit amper asof al my worries, because I'm in His presence. Ek sê ons, ek wens baie dae ek kan die hele dag Sondag hê, of die hele week Sondag hê, en die sin van, ek kan die worshipspan saamvat, oor ons te waar gaan, en hulle moet net aanhou sing, want ek wil net die hele tyd in God se tyd, want dit voel net so, want dit is wat ek gedoen, because I feel safe. En ons, weer eens, dit gaan oor God se lig wat uitgestraal word. En wanneer hulle sing, straal hulle God se lig uit. En wanneer hulle God se lig uitstraal, then you feel safe. Vers 5 sê, op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot die eer van die Here, terwyl ek neerdek op die vyande rondom my. Hoe amazing. Eintlik is ek en jy veronderstel om, en dit klink sleg, ons moet neerdek op die vyand. Want ons is veilig by Jesus. Vers 7, luister tog na my Here, as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het, Here moet my kom dien, ek is hier om U te dien, Here, moet U tog nie vir my verberg nie, moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is God wat my red. Vers 10, al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Hoe amazing, maak jy saam of jou aardse pa of ma nie daar is vir jou nie, God is met jou. En is all that we need, is to be in His presence. Al wat ons nodig het, is om by God te wees. Because there we are safe. En ek dink, dis eintlik wat ek volgende, wat maak dit? As ek in 'n donker, as jy in 'n donker plek instap, jy voel half ongerustig, want jy weet nie wat is daar nie, is ek reg? Maar sodra daar lig is, dan, okay, ek kan sien, wie gaan op 'n afstorm, of ek kan sien, maar hier is niks gevaar nie. En net soos as gevolg van God wat in ons is, of wat by ons is, as daai lig skyn, hoef ons nie bang te wees nie. Hoef ons nie vrees te hê nie, want hy is met ons. So ons kan veilig voel. En wie wil nou nie veilig voel? Wie wil nie, voel jy kan nie, want dis wat ons wil doen. Amen, en is amazing. Vers 11, leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyke pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die vernyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuienis teenoor my, en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. En dan in vers 14, vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Amen, stop nie daar. Want God is liefde. God is genade. En as gevolg van God se lig wat in ons skyn, is ek veilig. Niks meer om my te stres. Niks om my te worry. Net veilig. Dis wat so amazing is. Dan wil ek hê, ons moet gaan na Johannes 8. Johannes 8. Johannes 8, vers
12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Iets wat in die donker is, in die duisternis is, kan nie groei nie. Ek verstaan nou nie die groot woord nie, ek gaan die groot woord gebruik, maar ek verstaan hom nie. Ek moet eintlik vir Edouard kry om die biologiese groot woord vir ons te kon verduidelik wat gaan nie, okay? Fotosintese, ek weet dit het iets met sonkrag en sonlig te doen, as daar son is, dan groei iets, reg? Nou net so, as God sy lig in ons is, moet ons groei. Oh, wow, wat 'n mooi. So ons het net dit nodig, want as ek in die duisternis is, mooi, ek kan nie groei nie. 'n blom of 'n plant groei wanneer Jesus lig, of wanneer die lig van God die son op dit skyn. So kan ek en jy, wat kinders van God is, sorg dat die lig so in ons kyk, sodat die wêreld rondom ons begin groei, omdat ons groei, en ons die lig is. En weer eens, ek en jy is, die woord sê, God sê, ek is die lig. Nou ja, ek verstaan dit baie mooi, want God is lig. Maar God, wat ek weet is, God is binne in my. So dit wat binne in my is, moet skyn. So dit beteken, ek moet skyn. Sodat die wêreld wat om my is, kan groei. En so maklik. Maar net gaan dit verstaan. Nou, hoekom verstaan ons wat groot mense is dit nie? Ons moet skyn vir die wêreld, sodat die wêreld kan sien dat God leef en regeer. Die lig wat hier binne is, moet so helder wees. Want Jesus is nie 'n dowwe lig nie, hoor. As jy gedink het, hy is 'n dowwe lig nie, hoor. Hy is 'n lig. Hierdie son wat daar, hy is beter as dit. Hy sê vir Moses, jy kan nie eens in my aan, jy kan nie vir my kyk nie, jy gaan doodgaan, want my lig is te groot vir jou. So, nou Jesus verteenwoordig Jesus hier op aarde. So jou lig moet so helder skyn dat jy iemand verblind. Jy vang my nie. Johannes 1. Ons gaan na Johannes 1 toe, dan gaan julle dit nou kry. Johannes 1, vers 4. Johannes 1, vers 4. Dit sê, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mens. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Hoor jy wat ek sê? Die duisternis kan nie lig gaan dit uitdoof. En daarom moet ek en jy daai lig wees. Ons moet so skyn dat niemand naby ons sal kom wat nie 'n kind van God is nie. As jy in 'n vertrek instap, moet die duiwel uitstap. Want hy moet bang wees. Maar weet jy wat is die probleem? Die duiwel stap in, en of jy stap in en die duiwel is daar, hy gaan hand om die blaas en jy gaan saam met hom, want jy is net so. Ek nooi hom so. Kom duiwel. Sy by die parties en die almal gooi die mooi woorde. Mooi woorde. So ek vat hom saam. In plaas van hy vir my. Die lig moet so groot wees dat die vyand te bang is. En ek en jy is so-called kinders van God. So ons moet instap sodat die duiwel kan uitstap. Want hy moet te bang wees.
Die duiwel kan nie bang wees as jy nie die ligdraer is nie. En hy sê, ek het nog 'n maatjie gekry. Nog 'n paal. Trek raak! Let's do this. Terwyl ons die lig moet dra, so die wêreld kan dan wees. Wat God is by my. So ek gaan jou uitdaag hierdie week waar jy is om die lig te wees. Om duisternis uit te wis. Sodat mense kan sien God is in jou. Sodat wanneer jy instap met hulle sê, daar kom 'n man van God, daar kom 'n vrou van God, en ek moet in my spore draf, want God is in die plek. En dit gaan oor jou nie, dit gaan oor God wat in jou is. En jy is God se verteenwoordiger hier op aarde. Jy dit nie weet jy. Jy is God se verteenwoordiger hier op aarde. So dit beteken dit wat jy uitstraal moet God wees. Moet liefde wees. Moet lig wees. Eenvoudig. Baie eenvoudig. Wees die lig. Dan Psalm 36 vers 10. Psalm 36 vers 10 sê, U is die bron van die lewe, deur U lig lewe ons. Dit wat ek nou nog sê, daai fotosintese storie. Ek het nou self net so 'n bietjie tevooruit gegaan. Jy is fotosintese, jy moet lig wees. Want lig is lewe. Kyk, die volgende versie, Psalm 89. Psalm 89. Nou, dit is so lekker fout. Psalm 89, vers 16. Dit gaan goed met die volk wat kan jubel tot U eer, wat in U lig lewe, Here. Want as ons in sy lig lewe, is daar veronderstel om 'n jubelende hart te wees en 'n blydskap in ons hart, wat die wêreld kan aansteek en mense laat verstaan dat God het lewe en regeer. Reg? Dit was soos, ek lag vanoggend, ons sing daai liedjies en daar in die begin is eers die light, little light, shine ons light, en ons toe, het jou hande na bo, hef jou hande na bo, en het is lekker, en ek sê, skielik hoe, allemaal lewe kry. Jy vergeet jy kry koud, man, want Jesus is in die plek. En as Jesus in die plek is, dan kry jy nie waar jy wat koud kry nie. Jy gaat net aan. En dan laat ons wat, I thank God, of nie, wat is eigenlijk prys, jy kyk ons pryse, toe prys ons die Here met iets, en sissies, dit was lekker. Julle moet elke week sulke liedjies, want dan kry sy uit hulle grafte, met hulle halfdoodstatus. We need to be revived, uit die dood uit, en lewendig word, en dan, dit gaan 'n lekker party wees, hierdie, want die Here is in die plek, en die Here gaan dinge verander, en die Here kan jou omdop, en die Here kan jou situasie verander, en jy kan van alles vergeet. Julle ou tannies, nou vergeet kon julle pyn en skete hoor, julle gaan nie, ek weet dit dan nie, ek sê nie, as die skoen jou pas, draai man. Dis my gesegde in die lewe op my standpunt. Maar jy het skielik ewe. Because we are in the house of the Lord. And we want to praise Him. And we want to glorify Him. And we want to honor Him. Because it's all about Jesus. It's not about me. So as ek en jy hier toe kom, moet ons die lig skyn. As ons by die werk is, moet ons die lig skyn. As ons waarom ons gaan in die winkelsentrum is, skyn jou lig, man. Smaak,
wees vriendelik, doen enigiets. Maar laat die lig saam met jou stap, because Jesus is with you. Ek wil afsluit met hierdie Johannes 3. Sien, ek is net op Psalms in Johannes volgend. Johannes 3. My vingers om nie regtig lekker uit. Vers 19. En so kom die skeiding, die lig het aan die wêreld toe gekom. En tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Gehoorsaamheid. As ek en jy gehoorsaamheid is, sal ons die lig wil laat skyn wat ons is in God. As ons in die duisternis wil lewe, want ons wil goed wegsteek. Ons wil nie hê, iemand moet weet, ek is besig met die verkeerde goed. Johannes 3 vers, ek het nou vers 19, 20 en 29 gelees. As jy 3 vers 16 gelees, dan sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. So hy eerstens het hy, dit waarsku ons, hy het sy seun gegee vir die wêreld om gered te word, want Jesus is liefde. En saam met dit, dan net so eentjie verder sê, maar jy, wat in God se liefde is, moet eintlik die lig wees en in die lig lewe, want jy moet nie in die duisternis wees nie, want as jy in die duisternis lewe, het jy eintlik nie vir God lief nie. Daar is dit nou so. Lig, liefde, genade, God aan die eer. So mag ons in hierdie week God se liefde en lig laat skyn vir die wêreld. Kan ons hierdie week iets doen wat jy nooit sal doen? Kan jy net God se liefde en sy lig wees vir die wêreld? Want God is lig. As jy nou nie mooi gehoor het, God is die lig. Hy sien duisternis, hy sien donkerte. Waar God beweeg, heldere plek op. En kyk wat ek julle nou ophelder volgend. Ons het begin met worship en toe kom ek by. Ek het hierdie kom slat. Because what? God is in me. And we must shine His light. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Oh, but now should I do that? You sing it. Die kerk geleerd is Pastor Petrus sing. Maar weet jy wat, as ons net kan begin om hierdie lig van ons te laat skyn in die wêreld, dink net wat kan ons doen? Kom ek vra jou gou so hierdie vraag. Jy hoef nie te antwoord nie, dit is 'n retoriese vraag. Jy antwoord jouself net. Die vraag is, hoeveel mense wat jy vandag ken in jou lewe, is daar wat nie Jesus ken nie? Okay? Dis my eerste vraag. Dan my tweede vraag, hoeveel van daai mense wat jy ken, wat nie vir Jesus ken nie, wens jy wil vir Jesus ken? Okay? Retoriese vraag, nie my antwoord nie. So my vraag is, gaan jy jou lig sodat begin skyn, sodat hulle van jou wil hê, of van dit wat jy in jou het, sodat hulle besef, maar God is regtig daar. Want dit is wat ek en jy moet nastreef, om die lig in hierdie donker wêreld te wees. Jesus het gesê, ek is die lig. Okay, Jesus, U is die lig. Jesus, U is binne in my. So dit beteken, ek moet lig wees. En dit vat een liggie. Dit het een kers vanoggend gevat, om 8 ander kerse aan te steek.
En dis wat ek vir jou wil sê, dit vat net een persoon. Een persoon se gesindheid, een persoon se optrede, se dade, wat 'n verskil maak in hierdie duisternis. So mag jy vandag God se liefde uitstraal, mag jy die lig wees daar buite. Kom ons sluit die oë. Ek het vanoggend 'n vraag. En ek wil jy met jouself eerlik antwoord. God is lig. Jy is veronderstel om lig te wees. En miskien sit jy vanoggend hier, so jy het vergeet om lig te wees. Jy het vergeet om te wees wat God wil hê jy moet wees. Want jy is so besig in alles dat jy vergeet. Maar vanoggend het jy net besef dat jy 'n verantwoordelikheid op jou skouers het as kind van God om die lig te wees. Om mense te vertel van die lig. Miskien moet jy vanoggend 'n bold stap neem om die eerste keer te sê, Here, ek wil die lig wees in hierdie donker wêreld. Miskien moet jy net wil jy vanoggend sê, Here, miskien het ek my lig laat skyn op 'n stadium, maar ek het dof geraak. Ek het bietjie toegelaat dat die duiwel, of nie die duiwel nie, die donkerte oorneem. Maar ek is vanoggend so, ek het vanoggend net weer iets niets, 'n nuwe vuur, 'n nuwe hongerte om my lig te laat skyn. Ek wil weer 'n verskil maak. Ek wil doen waarvoor jy my geroep het. As dit jy is, wil jy nie jou hand opsteek. Dankie. Dit begin by jou vanoggend. Begin by my. Wat vanoggend sê, Here, ek wil die lig wees. Ek wil 'n verskil maak. En as ek dit kan doen, Here, kan ek die wêreld help verander. Kan ek meer mense wen vir die siele wen vir die koninkryk. En dit is tog afterall wat ons veronderstel is om die siele wenners te wees vir God. So gaan jy nog 'n keer vra. As dit jy is, geen jou hand opsteek nie. Here Jesus, ons kom vanoggend na U toe in die kosbare naam van die Seun Jesus Christus, Here. En vanoggend bid ek, Here, dat elkeen van ons wat hier sit, sal besef hoe U lig hier binne in ons skyn, en Here, dat ons hierdie lig vir die wêreld sal wees, Here, sodat mense gered sal word, sodat mense wat ver van U af is, Here, nader aan U kan kom, mense wat U nie ken nie, gered kan word, Here, sodat die U koninkryk kan groter en groter word, Jesus. Here, dankie dat ons kan wees, dat ons lig is. Here, dankie dat ons kan weet, Here, U is die ek is, Here, maar net so is U die lig, Here, vir hierdie wêreld. Here, en ons is die verteenwoordigers hier op aarde, ons is U ligdraers. Here, soos die lig daar buite skyn, die son daar buite skyn, Here, help ons om so son vir die wêreld te wees, sodat mense kan besef hoe groot en amazing U is, Jesus. Dankie, Here, vir alles wat U doen. Dankie vir U liefde, U genade. Here, dankie vir elke persoon wat vanoggend hulle hand opgesteek het en gesê, Here, I want to be the light, I want to make a difference. Ek moet anders te wees as die res van die wêreld. Here, dankie dat ons vanoggend net by U voete kan kom sit en kan weet U is die groot ek is, Here. Here, gaan met elkeen van ons. Gaan met ons deur hierdie week, gaan met ons in waar ons is, Here, Jesus, by ons werke, by ons huise, en help ons net om regtig U liefde te straal, U heerlikheid te straal. Here, dankie vir elke genadegawe wat ons uit U hand ontvang. Dankie dat ons weet, Here, U is die groot lig, en U skyn deur ons, Here. Here, help ons net in elke dag, hou ons veilig. En Here, dankie dat ek weet, U is my toevlug, my veilige vesting. En daarom kan ek vanoggend by U kom skuiling vind, Here. En weet U is God, ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.